graad 9, so nou gaan ons met ander woorde die rekenkundige vergelyking doen van basies jou kontant ontvangse transaksies. So wat baie belangrik is, ek het hierso vir julle weer ingesit die opsomming wat ek gewoonlik doen, die 4 vrae wat jy vir jouself moet vra. So watter 2 rekeninge is betrokke? Is dit 'n bate, eienaarsbelang of 'n las? Word dit meer of minder? Of word bates, eienaarsbelang of laste meer of minder? Meer spesifiek, en waar word dit meer of minder, so aan die debiet of die kredietkant. Nou die belangrikste wat jy moet onthou is, by die rekeningkundige vergelyking is BLUI. So dit beteken, dit is net hierdie afkorting, wat beteken dit is bates, laste, uitgawes, inkomste, en dan eienaarsbelang. So, dit is net om weer op te som, word dit meer aan die debietkant of die kredietkant. So, as jy hierdie het, dan moet jy net die rympie onthou, plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, en by eienaarsbelang is dit net onttrekkings en kapitaal, so, onthou net OK, so met ander woorde, onttrekkings, kapitaal. So daar staan OK, en hier sal staan, met ander woorde, BLUI. OK, so, hier sal die eienaar van die besigheid deponeer R10.000 as kapitaal in die besigheid. So jy gaan hier so sê nommer 1, watter 2 rekeninge is met ander woorde betrokke. So, hier so gaan ek nou sê, die een is altyd onthou met KOJ en KBJ is bank altyd 1. So jy kan sê bank, en dan met ander woorde, van wat ontvang jy geld, dit is kapitaal. Bank is 'n bate, kapitaal is eienaarsbelang. Bank word meer, want jy kry geld by. Eienaarsbelang word ook, onthou, kapitaal maak eienaarsbelang meer, so dis 'n plus. So, bank word meer aan die debietkant, en as jy dan onder kyk, kapitaal word meer aan jou kredietkant. Onthou, die een moet altyd debiet wees, die ander een moet altyd krediet wees. So, as jy nou hier by jou rekenkundige vergelyking, is dit nommer 1, die brondokument. Onthou, as jy geld ontvang van kapitaal, is jou brondokument altyd kwitansie. Dit kom in jou joernaal, jou KOJ. So, nou moet jy kyk, rekening gedebiteer. Sien jy het gesê oorkant bank, het jy gesê debiet. So, rekening gedebiteer gaan jy sê bank. Kapitaal is oorkant krediet. So, rekening gekrediteer is kapitaal. Ons het gesê, bank is 'n bate, en dit word meer, so dan gaan jy sê hierso, plus R10.000. En ons het gesê, kapitaal is 'n eienaarsbelang, en dit word ook meer, so jy gaan ook hierso sê, plus R10.000. Nou, as jy kyk mooi, bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste, so 10.000 plus 0 bly 10.000, so dit is gelyk aan jou bates, met ander woorde. Geld vir huur ontvang, so met ander woorde, die een is nog steeds bank, die ander een is huurinkomste, want jy ontvang geld uit huur uit. So, bank is met ander woorde 'n bate, huurinkomste, inkomste is deel van eienaarsbelang, en jy kan daar vir jouself net skryf, dis 'n inkomste. Bank word meer, en bates word meer aan die debietkant. Nou, inkomstes maak eienaarsbelang ook meer. Inkomstes word meer aan ons kredietkant. So, dis hoekom gaan jy daar staan as krediet. So, weer eens jou brondokument, dit is nou met ander woorde nog steeds 'n kwitansie. Dit kom nog steeds in jou KOJ. Rekening gedebiteer, so ons het gesê ons gaan bank debiteer.
en ons het gesê ons gaan nou huurinkomste krediteer. OK. Bank is 'n bate en dis 'n plus, so jy gaan daar sê plus R8.000 en huurinkomste is 'n inkomste, maar dit val onder eienaarsbelang, so dit is ook inkomstes maak eienaarsbelang meer, so jy gaan sê weer plus R8.000. Dan, geld is ontvang vir die verskaffing van 'n diens. Sien julle mooi, hierso staan 'n diens. So dit is vir 'n diensonderneming. So dit gaan met ander woorde wees bank en as dit vir 'n diens is dit lopende inkomste. Bank is 'n bate, lopende inkomste val onder eienaarsbelang en dis 'n inkomste. Bates word meer, want jou bank word meer, en lopende inkomste maak jou eienaarsbelang meer, so dis 'n plus. Bates word meer aan die debietkant, inkomstes word meer aan die kredietkant. So, onthou, as ons geld ontvang het van 'n lopende inkomste, was dit nog steeds altyd KRR. KOJ, die rekening wat jy gedebiteer het is met ander woorde bank, lopende inkomste word gekrediteer, bank word meer en dit is 'n bate, so dit is plus R5.000 en dan is ook onder eienaarsbelang met lopende inkomste is ook plus R5.000. OK, nou hierdie kom 'n transaksie wat julle nog nooit gedoen het nie, is R12.000 is uit verkope ontvang. Koste van verkope is R4.440, so hulle het klaar vir jou dit gegee. Nou, as jy sien julle, hulle praat van verkope en koste van verkope. So dit beteken, daai is basies 'n aparte rekening op die rekenkundige vergelyking en daai is ook. So. Nou, R12.000, ons gaan dit opsplit. R12.000 is ontvang uit verkope. So, met ander woorde, watter twee rekeninge? In die KOJ is dit altyd bank en vir wat ontvang jy geld? Dit is verkope. Bank is 'n bate. Verkope is deel van eienaarsbelang want dit is 'n inkomste. So, bank word meer, inkomstes maak eienaarsbelang meer. So, bank word meer aan die debietkant, inkomstes word meer aan die kredietkant. So, hierso gaan ons nou sê 4, onthou as jy weer geld ontvang uit verkope, is jou brondokument nog steeds die KOJ, KRR, sorry julle, en dit is in die KOJ. So, ons het nou gesê, bank word meer aan die debietkant, so rekening gedebiteer is bank, rekening gekrediteer is verkope. Bank is 'n bate, so dit word plus R12.000 en dan verkope is eienaarsbelang en is plus R12.000. OK. Nou tot hiertoe is dit maklik, maar nou kom die tweede gedeelte in. Ons moet nou werk met die koste van verkope. Onthou, jy verkoop fisies 'n produk. Daai koste van verkoop is net, hoeveel het dit jou gekos om daai produk te verkoop? En onthou, ons noem hierdie produk wat ons verkoop, noem ons handelsvoorraad, want ons verkoop die voorraad waarmee ons handel dryf. So, die een gaan koste van verkope wees, en die ander een is handelsvoorraad, want jy moet die fisiese produk verkoop. OK, bank, koste van verkope is met ander woorde 'n uitgawe. So is ons steeds deel onder eienaarsbelang, maar dit is 'n uitgawe. OK. Handelsvoorraad is 'n bate. So, uitgawes maak eienaarsbelang minder. OK,
Okay, so hierdie word dit meer of word dit minder, is jy gaan, as jy hierso by eienaarsbelang, gaan jy sê minder. Maar jy moet eintlik onthou, jou uitgawes word meer, want dit gaan bepaal waar dit hier kom. Nou, bates, handelsvoorraad is 'n bate, want dit is 'n produk wat jy verkoop om geld te maak. Maar as jy dit verkoop, dit gaan fisies by die deur uit, so dit word minder. Okay, so jou bates word minder. Uitgawes word meer aan jou debietkant. En met ander woorde, jou handelsvoorraad, jou bates word minder aan jou kredietkant. So, nou die rekening wat gedebiteer word is koste van verkope. Die rekening wat gekrediteer word is met ander woorde nou handelsvoorraad. Jou bates word minder, jou handelsvoorraad word minder, want hulle gaan by die deur uit en dan vat jy die prys van jou koste van verkope. Want dit is hoeveel daai handelsvoorraad werd is. En dan met ander woorde, jou koste van verkope maak jou eienaarsbelang minder, so dis ook minus 4.450. So ja, dit is hoe jy jou rekenkundige vergelyking doen van kontant ontvangste transaksies.